that saved a wretch like me. Amen. Liewe luisteraar, ons kyk weer 'n bietjie na die groot woord van God. Hy sê in Johannes 8 vers 32 en 36, ken die waarheid en die waarheid sal julle vrymaak. En as Christus, die 36ste vers, as Christus julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Dan dink 'n ou aan die laaste boodskap wat God of opdrag wat God gegee het aan die disippels. Luister net daarna voordat hy die aarde verlaat het. Dis nou die groot skepper van hemel en aarde. 1 Timoteus 3 vers 16. Onteenseglik hierdie verborgenheid is groot. God was geopenbaar in die vlees. Christus was werklik God gewees in die vlees. En hy gee sy laaste opdrag. Luister net daarna weer in Matteus 28 vers 19. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons weet die skrif gaan oor en oor. Waarskynlik my volk gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. Dit is so belangrik dat mense tot 'n kennis kom van die woord, van die werklikheid. Dit is so belangrik dat ons die realiteite van die skrifte duidelik sien en dat ons absoluut ons verheug in hierdie lering, die vryspraak, dit wat hierdie groot God kom doen het om vir die mense 'n ewige redding teweeg te bring. Die skepper van hemel en aarde, die skepper van die univers, het gekom om vir die mens 'n reddingsplan uit te spel en dat hulle net daarby sal bly. Dit is so belangrik dat ons hierdie realiteite sien. Miskien moet ek net weer vir ons noem. 1 Johannes 1 vers 8 en 9, waarop omtrent die hele kerk se doktrine gebou is so onvanpas as wat jy op aarde kan kry. Luister net wat sê hy in 1 Johannes 1, dis nou 1 Johannes 1 vers 9. Hy sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar as jy nou geleer het wat Christus kom doen het, dan weet jy mos, hy het nou die sonde aan die kruis vir ewig tot niet verklaar. Elke mens se sonde in die diepte van die see gewerp en sal daar nooit aan dink nie. Dan lees jy dieselfde hoofstuk, jy lees net verder, na Johannes 3 vers 9 toe. 1 Johannes 3 vers 9. Hy lees so, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Jy sien, toe jy uit God gebore word, dit het aan die kruis van Golgotha gebeur. Ek wil dit so duidelik vir u uitspel, so duidelik as wat ek moontlik kan. Toe Christus aan die kruis sterf, toe sterf die hele mensdom, van begin tot einde. God is nie in tyd nie. Hy sien die hele aards bestaan, van begin tot einde. En hy vat al hulle sonde, vat dit aan die kruis en maak die sonde tot niet. Werp dit in die diepte van die see en sal daar nooit weer aan dink nie. Dit is die evangelie, dit is wat hy kom doen het. 'n redding gebring vir mense, sodat hulle tot in alle ewigheid sal weet, dat sy redding is 'n volmaakte redding. Ons weet dat
Matteus, Markus, Lukas en Johannes is Ou Testament. Christus het nog nie gesterf nie. Eers met die sterwe van Christus is die volle vergifnis van sonde vir ewig gestabiliseer, alleen aan die kruis van Golgotha. Met ander woorde, dis die evangelie, dit wat God kom doen het. En as jy nou net luister na die realiteit wat hy gebring het, die laaste opdrag wat hy gegee het aan sy disippels, hy sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en leer hulle om alles te onderhou. Nou, as ons nie daardie lering het nie, dan sal ons nie verstaan, hoe kan 1 Johannes 1 vers 9 praat van bely jou sondes, en 1 Johannes 3 vers 9 sê jy kan op geen manier sondig nie. Jy sien, mens moet net geleer word. Sien, een is voor die kruis, een is na die kruis. En wanneer jy hierdie realiteite verstaan, dan sien jy dat die werksverrigting van God, die wonder van wonders wat aan die kruis gebeur het. En dan lees jy die na-kruisboodskap en jy begin by die evangelie, soos dit verkondig, soos wat dit uitgespel was aan Paulus. Luister net 'n bietjie, hoe begin hy in Efesiërs 1 vers 13, skrifgie wat ons baie noem. Hy sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van beloftes. Wanneer verseël jy enige artikel? Alleen is dit volkome is as jy tevrede is, dis afgehandel. En hier kom hierdie groot God en hy bring die beduidelik aan jou dat jou redding is nou volkome, jy hoor net daarvan en hy verseël jou gees met die Heilige Gees van belofte, dit wat hy van die begin af beloof het. Hy sal sy gees uitstort op alle vlees, soos hy in Joël dit uitspel. Hy sal sy vlees sy gees uitstort op alle vlees. Dit is so belangrik, dat elke mens is ingesluit in hierdie reddingsboei wat God uitgestuur het. So, ons moet nou verstaan, dat God se redding is volkome, is ewig, is 'n absoluut, dit kan nooit verander nie. Maar luister net wat kan verander. Ek lees weer vir die Efesiërs 1 vers 13. Hy sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid gehoor het. Jy hoor net die woord van die waarheid. Jy hoor nou nie wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Jy hoor wat God gedoen het. Jy hoor die woord van die waarheid. In wie julle nadat julle ook geglo het, as jy dit glo wat God gedoen het, word jy verseël met die Heilige Gees van belofte. 'n Afgehandelde werk, dan verseël God jou gees en geen sonde kan ooit in jou gees indring nie. Ons weet mos nou dat die mens is gees, siel en liggaam. Die werklike jy is gees en God verseël daar die gees sodat geen sonde ooit weer daarin kan indring nie. So dit is so belangrik om hierdie realiteite te sien en weg te beweeg van jou eie pogings om by 'n redding uit te kom. Dit sal nooit werk, dit het nog nooit gewerk nie, vir niemand het ooit daarmee sukses gehad nie. Soos Romeine 3 vers 23 sê, alle mense het gesondig en dit ontbreek hulle. God buite tyd, hy kyk na die hele aardsbestaan van begin tot einde en hy sê, alle mense het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Maar,
sê die 24ste vers, nou word hulle sonder verdienste uit genade geregverdig. En nadat hulle geregverdig het, word deur hulle geloof, as hulle dit aanvaar, word hulle gees verseël, sodat sonde nooit weer in hulle gees kan indring nie. Nooit weer nie. 'n Mens wat gered is, sy sonde kan nooit weer teen hom toegereken word nie. Ons weet dat 2 Korintiërs 5 vers 19 sê dieselfde, dat hierdie groot God het ons kom rekonsilieer en sal ons sonde nie weer aan ons toereken nie. Hy kan dit nie toereken nie, want hy het dit in die diepte van die see gewerp en hy dink nooit eers weer daaraan nie. So dit is so belangrik om die erns van hierdie saak te sien, sodat ons absoluut nou, waar ons aan die vooraand van die wederkoms staan, dat ons nou absoluut in die werklikheid kan kom en absoluut tot 'n berusting kan kom, weet dat hierdie groot God se werk is afgehandel en was perfek geweest. Dit is so belangrik dat ons absoluut tot die kennis van die woord sal kom, dat ons absoluut geleer word, gaan dan heen, maak disippels van alle mense, en leer hulle. Dit is so belangrik, dat daar lering is, om vir die mense te verduidelik, dat sy sonde is weggeneem, dit gaan nie oor sonde nie, dit gaan nou net oor die groot redding, wat gekom het, en dat jy jou moet beklee, sodat jy verseël kan wees, en verseël kan bly. Nou waarsku die skrif ons, in hierdie selfde boek, Efesiërs 4 vers 30, luister net wat waarsku hy ons. Hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God, deur wie julle verseël is, tot die dag van verlossing. As daardie seël van jou verlossing, word daardie laaste dag oopgemaak. As jy bly verseël met die seël van verlossing, tot daardie laaste dag. En jou verlossing kan nooit beskadig word deur enige iets nie. Jy moet absoluut in die geloof bly staan, in die groot werk van hierdie God, en nie in jou werke nie, onder geen omstandighede nie. Soos jy jou beklee met die heerlikheid van hierdie groot God, dit wat hy vir jou kom doen het, jy kyk nou net, wat het God gedoen? Jy kom nou by lering uit, wat het God vir my gedoen? Hoe bedoel hy dan, hy verseël my met die Heilige Gees van belofte? Hy noem dieselfde, en dan gebruik mense dit in 'n wat onkundig is, in 'n verkeerde sin gebruik hulle dit, dat die salwing van die Heilige Gees. Jy kan nie dink, as 'n mens nie kennis het, hoe skarrel jy op verkeerde dinge, in steede van om in die werklikheid te staan. Luister net wat sê die skrif. Hy sê in 1 Johannes 2 nou vers 20, en julle het die salwing van die Heilige Gees. Hy noem nou die verseëling, ook die salwing van die Heilige Gees. Want die salwing is dit wat in Christus gekom het. Hy het jou lewe geword. Jy's gesalf met Jesus Christus, die ewige verlossing wat gekom het. Luister na dis die 20ste vers, luister na die 27ste vers. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Die salwing bly in jou. Die salwing kan nie weggaan en nou as dit net vir 'n oomblik kom dit en dan gaan dit, dan kom Christus en dan gaan hy nie. Nee, dis ewige werklikhede waarmee jy verseël is tot die dag van verlossing. Hy sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle,
en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos julle geleer het, so moet julle in hom bly. Jy word geleer dat Christus Jesus is nou die salwing waarmee God jou gesalf het. Die groot verborgenheid van die evangelie. Luister na Kolossense 1 vers 27, van 26, ek haal net so vry aan. Hy sê, hierdie verborgenheid was verborgen vir eeue en geslagte, maar is nou aan julle openbaar, naamlik Christus in julle, die hoop van die lewe. En dan sê die 28ste vers, hom verkondig ons, om elke mens volmaak in Christus voor te stel, sodat elke mens wat Jesus Christus aanvaar het, in 'n volmaaktheid staan. Hy is jou lewe, en as hy jou lewe is, hy kan nie sondig nie. Hoe sal jy sondig? Jy kan nie sondig nie. As jou vlees verkeerd doen, dit vlees tel by God niks meer nie. Dis jou gees wat gered is, en jou gees sal altyd oorheers, en hoe meer jy inkyk op hierdie groot evangelie, hoe meer sal jou gees oorheersend word oor die vlees, en jy sal absoluut tot die erns van die evangelie kom, tot dit wat hierdie groot God vir jou gedoen het. Dit is so belangrik, en dis alles baie basiese realiteite, maar as jy nie glo nie, sonder geloof onmoontlik om God te behaag. Daar's nie 'n moontlikheid dat ons God kan behaag as ons nie glo in sy woord nie. Sy woord is die absolute finale uitspraak van sy groot redding, sy verseëling met die Heilige Gees, sy onderhouding daarvan. Dit is so belangrik. Luister net na Kolossense 1 vers 13 en ek gaan van vers 12 aflees. Hy sê dat ons die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Dis ernstig, mense, as jy nie glo dat God jou bekwaam gemaak het nie. Waar gaan jy 'n bekwaamheid van jou eie kry? Dis nie moontlik nie. Nou gaan hy verder. Hy sê, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis. Aan die kruis het hy ons verlos uit die mag van duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. In wie ons die verlossing het. Ons soek nie verlossing nie. Ons soek nie vergifnis van sonde nie. Ons het dit. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Vergifnis was 'n eenmalige realiteit wat plaasgevind het aan die kruis van Golgotha. En dit kom nooit weer ter sprake, is nooit weer ter sprake nie, want daardie vergifnis bly vir tyd en ewigheid. Dit is wat God vir jou gedoen het en dit kan nooit verander nie. En dan gaan hy verder, luister net na Kolossense 2 vers 13 en 14. Hy sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, nadat hy julle al die misdade vergewe het. Hy het jou saam met hom lewend gemaak. Toe hy sterf vir jou, toe sterf jy ook. Kan jy dink die hele mensdom van begin tot eind, God buite tyd, hierdie groot skepper van die univers, kyk na die tydsvak van die mens, en hy sien dis 'n groot mislukking wat die mens gemaak het. Hulle is in sonde en ongeregtigheid, en hy kom en hy neem beheer oor die situasie. En luister nou weer na Kolossense 2 vers 13 en 14. En julle wat dood was deur die misdade en onbesnedenheid van die vlees, het hy saam met hom lewend gemaak.
deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Aan die kruis al die misdade vergeef het. 'n Ou wat nog sonde doen, is besig met 'n nuttelose realiteit, want sy sonde is in elk geval vergewe. Maar as hy nie die waarheid aanvaar nie, dan gaan hy verlore. Jy gaan net verlore as jy nie aanvaar wat Christus vir jou gedoen het nie. En as jy aanvaar wat hy vir jou, word hy jou lewe en jy begin absoluut mediteer op daardie realiteit, soos Efesiërs 3 vers 16 dit stel. Laat Christus nou ryklik in jou woon, want hy's nou jou lewe. En besef nou van nou af dat Christus bly jou lewe. Elke dag van môre tot aand is Christus jou lewe en jy leef in en deur hom en jy laat toe dat hierdie groot realiteite vir jou 'n absolute leidsman wees. Luister net weer wat sê 1 Johannes 4 vers 9. Hy sê hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hy is nou ons lewe en ons lewe nou deur hom. Hy bly die realiteit in ons lewe. Maar as jy nie besef dat Christus nou jou lewe is nie, hoe op aarde beskou jy jou net as 'n Christen? Luister na Kolossense 3 vers 4. Hy sê wanneer Christus wat ons lewe is verskyn, sal ons saam met hom verskyn. Jy's verenig met Christus. Jy kan nooit weer die oomblik wat jy geglo het dat Christus jou lewe is, bly hy jou lewe vir tyd en ewigheid en hy verseël jou met die Heilige Gees van belofte. Dit is so belangrik, mense. Dit kan nie ooit verander nie. Ek wil net vir ons, om mee af te sluit, 'n skrifgie lees uit 1 Korintiërs 1, vers 8 en 9. Hy sê, wat julle ook sal bevestig, hy het jou nie net verseël met die Heilige Gees van belofte nie, maar hoor nou, tot wanneer is dit? Wat julle ook sal bevestig tot die einde toe, om in die dag van die Here Jesus Christus onberispelik te wees, omdat hy jou sonde weggeneem het, omdat hy jou sonde in die diepte van die see gewerp het, verklaar hy nou, hy gaan jou heilig en onberispelik verklaar in die laaste dag. Dit is, mense, hoe kan ons ooit die groot verlossing van hierdie God, die groot liefde wat hy kom openbaar het, mis? Kom ons kyk al dieper in die skrifte in en ons laat toe, laat die liefde van God ons aanspoor, soos sy liefde hom aangespoor het om vir ons te sterf, dat ons ook nou ons lewe vir hom sal gee en absoluut sy lewe sal leef. Prys sy groot naam. Amen.